maats en baie welkom by vandag se aanlyn Kiekskerk en baie dankie dat julle ook weer inskakel. Ek hoop dit gaan sommer baie goed met elkeen van julle en dat julle die lang naweek baie geniet. Nou maats, vandag gaan ons saam luister na 'n Bybelstorie wat Jesus self lank gelede vertel het. Dit is 'n storie wat ons gaan help om oor iets baie belangriks te dink. Die storie gaan daaroor dat God vir elkeen van ons iets spesiaal gegee het. Ons kan amper sê 'n geskenk gegee het. En daardie spesiale iets noem ons 'n gawe. Maar nou moet julle mooi hoor, hy gee nie vir ons almal presies dieselfde gawe nie. Hy gee wel vir elkeen van ons iets. So, die groot vraag vandag gaan wees, wat doen ek met daardie spesiale geskenk of gawe wat God vir my gegee het? Gebruik ek dit? Of steek ek dit weg? Nou, Jesus gaan ons vandag help om daardie antwoord te hoor. Maar voordat ons verder gesels, groet ek jou in die wonderlike naam van Jesus. Hy is ons koning en ons vriend. Kom ons begin die erediens deur 'n lofliedjie saam te sing, voordat ons na vandag se storie luister. Sing lekker saam. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. On a Monday, I'm gonna let it shine. On a Tuesday, I'm gonna let it shine. On a Wednesday, I'm gonna let it shine. On a Thursday, oh yeah. On a Friday, I'm gonna let it shine. On a Saturday, I'm gonna let it shine. On a Sunday morning, praise the Lord, I'm gonna let my little light shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. On a Monday, I'm gonna let it shine. On a Tuesday, I'm gonna let it shine. On a Wednesday, I'm gonna let it shine. On a Thursday, oh yeah. On a Friday, I'm gonna let it shine. On a Saturday, I'm gonna let it shine. On a Sunday morning, praise the Lord, I'm gonna let my little light, let my little light, let my little light shine. Welkom terug maats, kom ons sluit die oë en dan bid ons ook. Here Jesus, dankie vir die voorreg om vandag weer so saam te wees, al is dit so deur die tegnologie, maar dat ons kan inskakel en saam luister na u woord. Wil u asseblief ons harte en ons ore waawyd oopmaak, sodat ons vandag ook mooi kan hoor wat u vir ons wil leer, en dat ons dit ook kan gaan uitleef, en so vir ander mense ook van u vertel. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Nou maats, voordat ons na die Bybelstorie luister, wil ek eers begin met 'n speelietjie. So ek gaan vir julle 'n paar goed wys, en elke keer as ek dit wys, dan moet julle uitroep daar by die huis, begrawe of gebruik. Is julle gereed? So die eerste prentjie wat julle daar sien, is 'n flits. Verbeel gou vir jou, dit is pikdonker rondom jou. Moet ek die flits begrawe of gebruik? Goed, mooi. Nou hier is 'n tweede prentjie van 'n potlood. Sê nou maar jy moet skryf of teken daar by die skool en jou huiswerk doen. Gaan jy daardie potlood begrawe of gebruik? Goed, hier is 'n derde prentjie en dit is van 'n lepel. Nou dat dit weer winter raak en is lekker koud, verbeel vir jou mamma het lekker groentesop gemaak om te eet en nou moet jy dink, gaan ek daardie lepel begrawe of gebruik? Wat sal julle sê? Goed, mooi so. En hier is die laaste prentjie en dit is van 'n springtou. As jy wil speel of wil oefen daar by die huis, gaan jy jou springtou begrawe of gebruik? Goed, baie mooi.
As jy by elke item gesê het dat jy dit moet gebruik, dan is jy 100% reg. Ons weet mos nou, dit help nie om iets wat nuttig is weg te steek of te begrawe nie. As iets vir jou gegee is om jou te help of om goed te doen, dan moet dit gebruik word. Dan maak dit nie sin om dit weg te pak nie. Nou in vandag se storie gaan ons hoor by Jesus en ook van iemand wat besluit het om iets te begrawe in plaas van om dit te gebruik. Maats, ons gaan ontdek dat Jesus wil vir ons leer dat dit wat God vir jou gegee het, moet jy nooit wegsteek nie, maar gebruik tot sy eer. Maar nou wil ek gou vir julle nog iets wys. Wie van julle weet wat hierdie is, daardie prentjie op die skerm? Ja, dis reg, dis 'n kompas. Nou 'n kompas help jou om die regte rigting te vind. Dit wys mos gewoonlik altyd noord. Nou wanneer 'n mens nie seker is waarheen om te gaan nie, dan help 'n kompas jou om nie te verdwaal nie. Maar maats, baie keer voel dit vir ons makliker om te dink in die rigting van bang wees, of in die rigting van niks doen nie, of selfs in die rigting van ek gaan iets wegsteek wat God vir my gegee het. Maar nou kom wys Jesus vir ons 'n ander pad, en hy wil hê ons moet gebruik wat hy vir ons gegee het, sonder om bang te wees, en sonder om lui te wees. Die regte rigting in die lewe is om te doen wat Jesus van ons vra. En daarom is ons tema vandag, hou jou kompas reg. Nou die Bybelgedeelte wat ons saam gaan lees, kom uit Matteus 25. En in hierdie gedeelte vertel Jesus 'n gelykenis. Nou maats, 'n gelykenis is amper soos 'n storie wat Jesus vertel, maar dit wil ook vir ons iets belangriks leer. So dit klink soos 'n gewone storie, maar daar's 'n dieper les in. Hierdie storie, moet julle vandag mooi hoor, gaan nie net oor geld nie, maar dit gaan oor wat God vir ons gee en wat ons daarmee doen. So met ander woorde, dit gaan ook oor keuses maak en of ek dit gaan gebruik of gaan wegsteek. So kom ons luister mooi. Jesus het eendag vertel van 'n ryk man wat op reis gaan. Maar voordat hy weggaan, toe roep hy 3 van sy werkers na hom toe. En hy gee elkeen van hulle geld om op te pas. Vir die eerste een gee hy 5 muntstukke. Vir die tweede een gee hy 2 muntstukke en vir die derde een net 1 muntstuk. Hy gee nie vir almal dieselfde hoeveelheid nie, maar hy gee vir elkeen iets. En toe gaan die man weg. Die eerste werker vat toe wat hy gekry het en hy gebruik dit. Hy werk daarmee en later het hy sommer dubbel soveel. Die tweede werker doen toe dieselfde. Hy gebruik wat aan hom gegee is en later het hy ook dubbel soveel. Maar maats, die derde werker het iets anders gedoen. Hy het bang geraak. Miskien het hy gedink, sê nou maar ek maak 'n fout. Of wat as ek misluk? Sê nou maar ek verloor my baas se geld. Of wat as my pogings nie goed genoeg gaan wees nie? Miskien is dit beter dat ek liewer net niks doen nie. En toe vat hy daardie 1 muntstuk en hy gaan begrawe dit in die grond. Hy steek dit weg. En toe die eienaar terugkom, toe vra hy vir elkeen van hulle, so wat het jy gedoen met wat ek vir jou gegee het? Die eerste 2 werkers wys toe trots dat hulle gebruik het wat aan hulle toevertrou is. Maar die derde werker sê, ek was baie bang dat u gaan kwaad raak as ek 'n fout maak, en toe het ek dit maar weggesteek. Maats, en dit is waar Jesus wil hê ons mooi moet luister. Jy sien, die groot probleem was nie dat die derde werker minder gekry het nie. Die probleem was dat hy gekies het om niks te doen met wat hy gekry het nie. Hy het gekies om dit te begrawe, om dit weg te steek, omdat hy bang was. Maar Jesus leer vir ons, moenie wegsteek wat God vir jou gegee het nie. Gebruik dit tot sy eer. So maats, wat wil hierdie storie vandag vir ons leer? Ek dink daar's 3 belangrike dinge. Die eerste ding is, dat God vir elkeen van ons ietsie gegee het. Nie almal kry dieselfde nie. Nie almal lyk dieselfde nie, en nie almal kan dieselfde dinge doen nie. En dis heeltemal reg. Maar God vra nie van jou om iemand anders te wees nie. Hy vra ook nie van ons om iemand anders se gawes te hê nie, want hy het vir jou iets spesiaal gegee. En dit mag dalk klein lyk in jou oë, maar dit is steeds iets wat hy doelbewus vir jou gegee het. Daar's 'n tweede ding wat Jesus ons leer, en dit is dat ons kan kies om daardie spesiale gawe weg te steek. Partykeer steek mense hulle gawes weg, soos ons gehoor het, omdat hulle bang is. Partykeer steek hulle dit weg omdat hulle skaam is. Partykeer dink hulle,
ag, ek is te klein, ek kan nie regtig 'n verskil maak nie. En partykeer sê hulle vir jou, ek dink iemand anders kan dit beter doen as ek. Party van hulle dink, ag, hierdie gawe wat ek gekry het, maak nie regtig saak nie, dis nie so belangrik nie. Maar maats, met daardie gedagtes, gaan 'n mens niks reg kry nie. Want dan is daar 'n derde ding wat Jesus ons leer, en dit is dat hy ons nooi om te gebruik wat God vir ons gegee het. Hy wil nie hê ons moet dit wegsteek nie, maar ons moet dit gebruik. Hy wil hê ons moet dit gaan uitdeel. Hy wil hê ons moet hom daarmee dien. Met ander woorde, die regte rigting is nie om te begrawe nie, maar om te gebruik. En dit is wat dit beteken om jou kompas reg te hou. So kom ons kom weer terug na daardie prentjies wat ek aan die begin gewys het. Waarvoor is 'n flits? 'n Flits is om lig te gee as dit donker is. Ons kan dit daarom nie in 'n boks toemaak nie, want dan kan niemand dit gebruik nie. En so is dit dieselfde met dit wat God vir jou gegee het. As God vir jou iets gegee het, dan bedoel hy nie dat jy dit moet wegpak nie, maar tot sy eer gebruik. En daarom help die kompas ons ook vandag. Partykeer gaan vrees vir ons sê, steek eerder weg. Partykeer gaan skaamgevoelens vir ons sê, bly eerder stil. Partykeer gaan luiheid vir jou sê, ag weet jy kan dit later doen. En partykeer gaan onsekerheid jou in 'n rigting trek en sê, weet jy is nie goed genoeg nie. Maar Jesus sê, ek het dit vir jou gegee, gebruik dit. So maats, het julle dalk al bietjie gedink, wat het God vir jou gegee wat spesiaal is? En hoe kan jy dit gebruik? Vir wie kan jy daarmee gaan help? En hoe kan jy Jesus daarmee dien? Julle kan gerus vir mamma en pappa vra om julle ook hiermee te help. Maar kom ons maak dit prakties voordat ons afsluit. Wat is party dinge wat God vir kinders kan gee? Vir party kinders gee hy vriendelikheid. Vir party van ons gee hy helper hande. Dalk het hy vir jou 'n mooi stem gegee, of baie moed en is jy baie braaf. Dalk het jy sporttalent ontvang, of jy doen goed kuns of musiek. Dalk het jy 'n baie slim kop gekry en doen jy goed op skool. Of dalk 'n sagte hart, of wat van goeie luisterore, of 'n mooi glimlag wat ander bly maak. Nou is die vraag, wat doen jy daarmee? Want as God vir jou helperhande gegee het, dan kan jy dit mos daar by die huis gebruik, deur die tafel te dek, deur speelgoed op te tel, of iemand te gaan help sonder dat hulle vra. As God vir jou vriendelikheid gegee het, kan jy dit by die skool gebruik, deur langs iemand te gaan sit wat alleen is, deur mooi te praat, of deur iemand te help wat dalk sukkel. Of, as God vir jou 'n mooi stem gegee het, kan jy hom daarmee loof en prys. As God vir jou moed gegee het, as jy braaf is, kan jy opstaan vir wat reg is. En as hy vir jou 'n sagte hart gegee het, kan jy raak sien as iemand hartseer is, en by daardie persoon gaan sit. As God jou ietsie gegee het, moet nooit dink jy is te klein, of te onbelangrik nie, of dat dit nie saak maak nie. Maar sê eerder, Jesus, ek wil vandag gebruik wat U vir my gegee het. So ek wil hê, jy moet gou jou hand so op jou hart sit, en dan gaan ek 'n paar sinne sê, en julle kan die volgende agter my aan sê. Jesus, dankie vir wat U vir my gegee het. Help my om nie my gawes weg te steek nie. Help my om dit vir U te gebruik. Wys vir my die regte rigting. Amen. Maats, hier is julle uitdaging vir die week. Ek wil hê julle moet elke oggend hierdie kort gebed bid. Jesus, gebruik my vandag. En dan vra julle vir die Here om ook vir julle te wys, hoe kan jy vandag iets goed gaan doen met dit wat hy vir jou gegee het? En dit hoef nie iets groot te wees nie. Dit kan iets klein wees, maar gaan doen dit met liefde. Jy kan iemand help wat sukkel. Jy kan mooi praat met iemand. Jy kan 'n kind insluit wat alleen is. Jy kan by die huis gaan help sonder dat iemand jou vra, of iemand opbeheer wat hartseer is. Maar gaan kies vandag een klein dingetjie en doen dit vir die Here. So leer ons om nie weg te steek wat hy ons gegee het nie, maar om dit oorvloedig te gebruik. So maats, onthou dit hierdie week. Hou jou kompas reg. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie dat U vir elkeen van ons iets gee.
Dankie vir u gawes, vir talente, vir tyd, vir liefde, vir alles wat ons van u ontvang. Vergewe ons asseblief as ons bang raak en dit probeer wegsteek. Help ons om nie stil te sit met wat u ons gee nie, maar wys vir ons hoe ons ander en mekaar kan help. Wys ons ook hoe om u te dien, sodat ons gawes vreugde sal bring vir mense. Help ons om hierdie week ook ons kompas reg te hou. Amen. Maats, baie dankie dat julle ingeskakel het en baie dankie ook vir julle en julle ouers vir julle getroue bydraes, want sonder daardie bydraes kan ons nie ons bediening doen nie, kan ons nie 'n verskil maak ook in die gemeente en in die gemeenskap nie. So ons waardeer elke klein bietjie wat julle ook vir ons skenk. Maats, ek hoop julle het 'n baie geseënde week en dat die tweede kwartaal sommer nog baie goed gaan wees vir julle. Ons sien mekaar volgende week. Totsiens, maats.